before they turn off all the lights. I won't read you your wrongs or your rights. The time is gone. I'll tell you goodnight, close the door. Tell you I love you once more. Time is gone, so here it is. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. No need to forgive, no need to forget. I know your mistakes and you know mine. And while you're sleeping, I'll try to make you proud. So daddy, won't you just close your eyes? Don't be afraid, it's my turn. Stay Sleep a lifetime, yes, and breathe the last word. You can feel my hand on your arm. I will be the last one, so I'll leave the light on. Let there be no darkness in your heart. I'm not your son, you're not my father. We're just two grown men saying goodbye. Goedemorgen vrienden. Welkom bij de video. Welkom in de kerkdienst. Mag jij ochtend op een speciale manier helpen. Dat jij andere mensen kan helpen. Vrede en leven daar. Als je dit waar je straat kan. En ik heb in plaats van je diensten, kom maar donderdag van in vrijdagochtend de diensten. Dat is maar voor mij. Tijd zo graag donderdag aan voor de plaats vrijdag diensten. En daarom met de moedergemeente die altijd zo dienst aan en of die altijd de plaats vrijdag dienst aan. Zo, ik kies of ik een donderdag aan naar de moedergemeentes gaan. Of die van vrijdagochtend niet naar de komen. Dus dan ga je de eerste dienst is weer vrijdag in. Maar dat is wel ook bij die tussen ons in de gemeente. Heer vrienden, als geweten aan de gestoten weten, als je kijkt zo onlangs neemt als gebed, iemand heeft dat niet voor moet bidden, iemand bij ons hospitaal heeft weer met zijn vrienden voor onze kersthof aan te steken. Zo, als je iemand heeft die een kerstbaan zit, die jezelf een kerstbaan zit, maar die op jezelf, is die er al voor. En dat kan gebeuren dit keer, dan is hij niet een kerstbaan zitten en je is een stoot verkeerde gebed. Church.
Chiedo al Santo che nostra vita, ma chi sto. Amen. Minä olen varmasti spiritueel voor je Vader in Jezus Christus. Ons die Heer met ons hofprijs en nabij.
As om mekaar te sê dat God in ons elke dag se lewe betrokke is. Dat die lewe is wat ons dryf, die lewe is wat ons drome verwoes, of die lewe is waarom ons onsself in situasies bevind soos Israel in die koningsvuur om oorlog te maak, sonder God se toestemming. En dan kan hier is God daar. En op 'n manier werk God in ons lewens. Dis wat vanoggend se tema is. En die Here het jou in die staat gehou. Wat wil ek sê, dat God ook daar is. Ons thema hierdie vanoggend is net die klimaatswitch. Die wat ek gesprek het met sy paassterker was liefdeswake. En die kan so hy sê is na die liefde van ons voor in die skrif bezig.
En ons skriflesing is uit Galasiërs 6. Ons gaan die eerste 10 verse daarvan lees. Ons bid net eers saam. Here, God, ons het elke dag monsters in ons lewe wat ons op een of ander manier bedreig. Soms word hulle te veel vir ons. Oorweldig hulle ons volledig en bring ons tot stilstaan. Dan sien ons na iets of iemand wat vir ons hulp mag gee. En ons wil is dat U dit vir ons mag gee. Ons soek ons skuiling in die hawe. Ons kom sit aan die voete en vra dat U vir ons antwoorde sal gee op die monsters van die lewe. Mag ons die hoop vind in die oomblikke wat ons uit bloed en hoop het hart hou. U vir ons krag, Here, en is dit net vir hierdie dag. Sonder die krag, sonder die genade, Here, is die monsters wat ons bedreig te groot om te hanteer. En ons net vandag weer die sekerheid dat die Here is om ons op te tel. En ons selfs te dra in die tye wat ons nie kan. Dat die Here is dat ons onsself kan vashou teen nie. As die monsters bedreig raak. Mag hierdie Here iets vir ons op en daai hoop gee. Amen. Galasiërs 6 vers 1, broers, as iemand in die Here van 'n sonde val met julle wat julle die Gees laat lei, so iemand in 'n gees wat sagmoedig en reghelp. En pas op, jy kan self ook in die versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand op verweer is iets en hy is lig, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en laat ondersoek. As het goed is, kan hy daarop trots wees sonder om dit en die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap gee oor wat hy gedoen het. Niemand wat onderrig ontvang in die woord van God moet sy leermeester laat deel in die goeie dinge wat hy het. Nie jyself mislei nie. God laat nie met ons God nie. Wat hy het saai, dit sal hy oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf is. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe is. Laat ons dan nie beroep word om goed te doen, want as ons nie verslag nie, sal ons op die bestemde tyd met ons insamel. Laat ons die geleentheid hê met ons, dis dat almal goed doen, waar ons meer geloof is. Ken jy daar gevoel, wanneer die lewe jou in die slaap het hou? Daar die monsters van die lewe wat jou hele bestaan bedreig, wat jou in die nagte laat wakker het, en wat jy hoop in die verte af en weglaat. Hierdie monsters word dat ons wonder of daar 'n nuwe dag op die horison gaan wees, 'n nuwe môre wat ons nog oor kan loop. En laat ons wonder of daar enige sin daarin is. En gaan ons geloof ooit iets beteken. Ja, dit stuur ons gemoed en neem ons gedagtes oor. Volgens die liedjie sing James Blunt oor sy pa se stryd met niervoedsake en kanker. En verlang as ek oor kanker iets wat jy nie genoem het nie. Want vir baie mense is dit nog steeds vandag die grootste monster wat hulle lewe bedreig. Dit voel of hulle die dood saam met hulle binne in hulle liggaam saamdra. Dit is soos 'n monster
wat binne in jou is. Stukkie vir stukkie aan jou vrede. Jy kan nie slaap nie. Want sien jy nie die monsters slaan toe terwyl jy slaap. Tydens is dit 'n pyn dat jy kan gerieflik op te staan. Monster hou jou wakker. Jy weet al dat jy om te lê of te sit of te staan, te veel pyn. Weet jy wat so machtig is daarvan? Dit is pyn wat jy vir niemand kan verleider nie. En dit is pyn wat ek het. Dit is binne in jou lichaam. Binne in jou siel. Niemand kan verstaan wat jy beleef, afgestaan nie hoe jy beleef. Niemand weet hoe vrede die monster spesifiek aan jou lichaam of jou siel nie. Baie mense skrik so groot, as jy die woord kanker noem, dat hulle net verdwaai, dat het opgaat nie by jou uitdeel. Dis nie dat hulle bedoelik is nie, hulle groot probleem is dat hulle weet nie wat of jy het kom sê nie. Hulle weet nie hoe om jy te benader. En dit maak dat ons ongemakkelijk is om mekaar se laste te dra. Ons ken nie die monster nie, ons weet nie wat oor die monster gesê. Ons is onzeker. Ons is onzeker. En ons weet onzekerheid maak ons weer algemeen baie bang. Dit geldt ook vir hulle dat hier al moet ondersteun. Want sien as die monster ons bedrijf, is het vir ons so moeilik. En ons is te bang om te sê wat ons regtig beleef. Wat as mense dit ons maak 'n grap, nie swerg het. En dan gaan dit verstaan. Ek en jy gaan sukkel om die monster in iemand anders weer te verstaan. Mense wat terminaal siek is, of wie se lewe terminaal is, dat jy is nie terminaal siek, maar jy lewe is terminaal. Jy hou asem, maar jy is nie in die lewe. Is in die bloedloos. Het gaan soms hier baie donker en diep tye. Hulle worstel met probleme wat ek en jy onsself nie eens vriendelik nie. So hoe ondersteun ons sulke mense? Ek vind dit ooral. Mense het baie nie nodig vir jou probleme oplos. Ek het hulle net die slaap. Hulle soek nie betek die ander, die soos ek dat vir jou aan van Wolkenskof gesê, hy soek nie antwoorde nie, hy soek net iemand op sy treurbank sal. Jy hoef nie te verstaan nie. Solang die ander persoon die gemoedsrus sal hê, of het om te weet, jy is daar vir hulle. As jy net vir jou. Jy sal die voorpad verstaan, saamstap, verstaan nie niks. En jy weet dat het nie alleen is. Ek hoef nie die monster self te dra. En dis wat empathie is. Die empathie kan ons vir mense die boodskap gee. Ons hulle laste saam met hulle sal werk. Maar ons nou sê, dit doen jy baie versigtige mense se lewens nie. Wanneer jy daardie terrein betree jy
Dit is 'n siel wêreld waarvan jy min verstaan. Jy word net ingeraak, maar daardie persoon bereid is om vir jou die Here te verander. En daar was 'n heilige woord. Dat is so belangrijk. As ons in paadjes met mense opgaan. Ons wil die beweegnis, as hulle net ooral beskryf, die mense familie, dat hulle die nachtlik op te doen. Dit is wat Jesus probeer. Hy het vir mense gesê, Mattheus 11, kom na my en al wat uitgeput in jou laai is, ek sal vir julle rus gee. En hy sê dit in opsigte van al die laste wat die Fariseërs op die mense gelaai het, met wette en die reëls het verskriklik, en die mense, gewone mense, kon eenvoudig nie meer daai laste dra nie, of nie is op die taalplek in Mattheus verhaal waar hy sê, Jesus het die mense gesien en hulle was moeg en leeg van dra van allerlei laste. En hulle sê, die Bijbel vir ons nie, Jesus het innig laat gekry. Hy het empathie met hulle gehad. En hy stel homself beskikbaar om die laste weg te neem. Ek en jy kan altyd die laste wegneem. Ek en jy kan nie altyd iemand anders se kanker van hom wegneem. Dit kan ek doen. Net maar dat iets geskap dat een van die moeilikste monsters is om saam met jou te dra. Dit hang soos 'n swaard op berg oor jou hele lewe. Vir die res van jou lewe. Hang dit soos 'n komberg oor jou lewe. Dat elke jaar moet jy gaan vir opvolgtoets om te sien of die kanker nie terug is nie. En elke jaar se opvolgtoets is 'n oomblik van vrees. Ons gaan nie weer terug is. Nog nie daar was het. En die draai intensiteit, daai vrees, dat elke opvolg besoek nie verstaan. Ek kan ook nie meer optree as iemand sy las nie verstaan. Nie kan maak asof die las nie verstaan. Nee, dit is so erg as wat jy dit maak. Glo net dat alles sal reg wees. Nie wat jy probeer. Die realiteit is, dat alles nie altyd reg is. Geloof is nie jou super antwoord op kanker of wat 'n monster jy ook al het nie. Anders is ons as gelowiges dat vandag in die kerk is dit nie een siek gewees het, een bekommerd gewees het, een aan depressie geleid of een enige monster gehad het wat ons saam met ons dra nie. En om iemand te troos en te sê, dis God se wil wat hy is besig om jou te toets, laat net meer pyn en onsekerheid as hulle probleme oplos. Want dis die Fariseëse oplossing vir jou krisis. Wie nog glo net hierdie in jou las sal verdwyn. As jy vanoggend nog so dink, dan ek jou op hier stel. Want jy sien die realiteit is, dat God se wil is nie altyd die regte antwoord as die monsters van die lewe dreig. Ek kan gister meer skade aan die lewe van mense gegee.
kan meer laste op hulle laai as wat hulle laste verminder. As kanker God se wil is vir iemand se lewe, is dit 'n vrede God wat mense met pyn en lyding laai. Verskriklike pyn en lyding. Soms ondraaglik is. Maar die soms in my susters se sien dat ek sê dat sy net extra dosis morfine inspek. Iemand se tyd net afgelag. En as ons skop, nou het ek net. Dan moet ons weer stil word. Ons moet nou net die las dra. Ons moet alles gemoedelijk aanvaar. Ek dink dis hoekom die boek Job die Bybel is. Want Job het geweier om daai las te aanvaar. Hy het geweier om te sê, dis net God se wil en ons moet nou maar daarin rus. Hy het geweier om onmenslik oor God te dink. Dit maak nie saak hoe sy vriende aangegaan het oor hoe God hom toets en hoe hy gestraf word vir sy sonde en al daai dinge nie. Job het bly staan met die feit dat God nie op hom antwoord. Want hy glo nie wat sy vriende sê. Weet jy wat nie? Hy kom aan die einde en hy sê vir Job, hy was reg. Jou vriende, Job was verkeerd. Hulle het dit op nonsens vir my probeer maak. Hulle het my probeer betrek by dinge wat hulle nie ken nie. God is 'n God van liefde en genade. En genade en liefde wil mens bygedra. As mense seer het, as hulle laste te veel word om verder te dra, is dit nie tyd om nou te gesels oor wat jy verkeerd gedoen het nie. Dis nou die tyd om te gesels oor hoe gaan ons hierdie las dra wat jy gekry het. Dan is dit tyd om mekaar te bemoedig. Dis tyd om te vergeet van die foute wat ons hier gebring het. Dit moet gaan wat ons moet doen om vorentoe te gaan. We kan ons kans sien. We kan help kans sien vir die monsters van die lewe. Dis die ander kant wat ons kan doen. Ons kan mense nodig hê. Dus ons eerste gesê het om onsself met Jesus vasstel. Dis feit, dat is my so prachtig gekoos van daar waar jy iets skryf. Dis sê jy nie, om hulle wil jyself wat neem en vas. As jy nie meer verder kan. Dan kan hulle pijn, hulle laste, hulle klompe, en Jesus sy bors ontdek. Dis waar ons na mekaar moet luister. Weer luister. Om empathies te luister beteken om nie te vinnig te antwoord. Dat ons nie te veel raad sal hê en nie te veel slim antwoord. Die staan by God. Dis 'n plek waar Moses sy skoene moes was. Waar Israel lees dat die tone aan die voet van die bergpad gesit het. Dis 'n plek waar jy moet ondersteun. Sy nog 'n plek hier toe dit aan die gaan. Dit gaan nie oor wat jy voor jou sien nie. Dit gaan oor die behoefte. Ja, oor
En dan kan ek weer wys, en dan kan ek so kyk op YouTube, dit is net 3 minute, dit is actually 1 minute en 1,5 minute, die eerste naam is, it's not about the night. Ons gaan oor, die vrou wat ek vir die persoon versamelers gegaan. En hy sê van, die oplossing is maklik, want dis ons, die spyker in die opbedruk en in die hoofdpijn het. En sy sê, wil nie met die spyker praat nie, wil oor die hoofdpijn praat. Dit is dat verstaan. Gaan nie oor dat die probleem is. Gaan nie oor dat persoon sy behoefte. Maar omdat is. Waarom nie altyd met hulp oplossing? Kyk jy net. Die persoon sê, ek is hier om saam met jou te staan. Ek sal maar wees. Ja, jy kan jouself ook weer bly kom vashou, net soos jy jouself weer Jesus kom vashou. Waarom is die refrein van die monster? Ook die paardiese refrein wat Jesus so gebruik. Hy sê ook al gesê, ek nou rustig gaan slaap, ek sal die monsters nou wegjaag. En ek so mooi, en hy dit, want die keer, hy sê die lewe homself kom keer bestaan. Ja. Jy was, aan die maaie in die bed gesit. Met kleur opgevou en die stoel neergesit en gesê, ek sal die dag afsit, nie my saak en ek sal die monsters wegjaag. Nou, die precies die eeuwige zelf. En hy sy pa kan sê, jy kan gaan nee, ek sal nie keer opgaan, ek sal nie begraaf sy, ek sal nie monsters wegjaag. Skep het weinig geluid, maar dat iemand weer ontstaan. Jy hoef niks meer te doen. Enigiets wat jy meer doen, dan had jy die gesiel verstuur. Maar om daar te wees, al sê jy nie een woord, wat betek jy beter is. Straf betek jy met ons woorde, het baie jare gebeur. Jy het verkeerde wat oude mense sê, jy het sterk weten. Zoiets. Maar de minste sê is wat ek weet. Maar net om daar te sit, is reeds genoeg. En is betekent al wat we nodig. Dis wat Jesus gedoen het. As iemand nou gekom gehelp te word, het hy nie een analyse of een kritiek of een bespreking waar die lastig gehad nie. Ek het gesê, maar jouself neem my vas. Niks meer. Niks is meer nodig. Wat meer gegee word om wat jy die tweede verstuur. Ons gebed is om meer en meer in die geestelike te gee. Met die vraag, as ons te gaan in die zin. Amen. Mag dit saam. Het my siel ontsnoer. Uit die donker opgedoen. My lewe gespik met die monsters doen. Weet ek oor jou, met die doodse donker dreig aan met swyf, en nie op die naam doen, met woorde te skraal en bestoek. Kan ons ooit oor monsterkracht kan weer, as ons nie sy naam mag sê of sy aard op die tafel neerlee,
As ons stil moet bly en bly met ons bly. As die monster vir my wag in die donker eensaam nag, is my siel vir hulle weer. My slaap is ek opgekeer. Dan sê ek nie, en die monsters verskiet. Om elke monster te verjaag, as hy my skakel en daag. My Heer, as die monster dreig en almal rondom swyk, sal die Gees dan praat en versigtig ingeraak. Ons is nie hier. Dis 'n gebrokenheid gebeur. Laat ons opstaan. Elke monster tegemoet gaan. Die Gees sal ons verswyn. En hoop en Gees en siel te bewerk by elkeen waar 'n monster dreig. Dat ook hulle nie meer sal swyk, maar op pyn kan deel vir ons nou in hoop besteed. Mag ons liefde die monsters se pyn vervaar. En ons anders se pyn kan vervaar. Amen. We kunnen ons die ons dan volgens die Heer. Gepaste manier waarop ons die dienst kan afsluit en dis die gebed van Sint Franciscus van Assisi. So kom ons sluit af met die 2:8.
Weer vrienden, die ziet van je onder je toe als met je ster, hij zal je verstand en je interpretatie verlichten. Hij zal je oor verlichten in de manier waarop je naar dingen kijkt. Hij zal je hart verlichten in dit wat je wil doen. Hij zal je handen verlichten in dit wat je doet. En hij zal hij wees waar je ook al je vanaf gaat. Amen.